Seker van sy krag. Hy is my stange roos, die bewaarder van Israel. Ek weet op wie ek vertrou. Ek is verseker van sy krag. Hy is my stange roos, die bewaarder van Israel. Hy is my stange roos. Hy is my stange roos. Ja, ik is wel bekend aan wat ik bij gezien hier op Nol. Die dronk rondlee. Ja. En die dronk in die ronde geloop. Hulle het jou so gekend. Dan gerook, battens gerook en doen niet op Nol. Maar dankzij die Heer het mij verlost daarvan. En daarom kan ik staan vandaag hier als de ware getuige van Jezus Christus. Amen. Maar sê net eers vir ons Jakobus, jy sê nou jy het gedrink. Kom ons eers by die drink. Het jy hard gedrink of net bietjie? Ik denk ik moet het eigenlijk gesuip noemen. O, jy het nie gedrink, jy het gesuip. Want ik was meer dronken als nuchter. O, elke dag? Ja, en ik heb zomaar baie gedaan dat ik hier dronk geleerd. Nou, hoekom het jy dit nie gelos nie? Ik heb me verbeeld, het was lekker. O! Ja, dat is een verbeelding daar. Dat was hier relatief zo lekker. Want ik het voel wat het aan mij gedaan heeft. Ja, wat doen het toe aan jou die drank? Ik denk aan mijn kinders. Het hulle swaar gekry? Ik heb niet wel hulle gehad om vir hulle te gee nie. Want ik heb het in drank in gezet. Ja. Ik kan onthou, baie dae moest ik sukkel. Om bij de werk te komen, hoe slecht kon ik werken. Ja. Want ik moet maar zomaar slinger werken. En ik nog altijd let verdrink. Een keer moet ik in die werk ook zijn. En jou vrou, het jou vrou ook zwaar gekry onder die gesuipery? Ja, nee, mijn vrienden, mijn vrouw, die kinders. Hé, dat is een tragische bezigheid. Die Heer moest intree. Oké, en dan die dagga-rokery, jy sê jy het nog dagga gerook ook? Ja, de meeste van die tijd alsof die drankje genoeg was. Hij moet een sterretje bij wees om een woema te geven. O, dan dubbel tot jou. Ja. Want jy wil hê met jou skop. Ja, jy soek eindelijk naar moeilijkheid, want je zoekt een extra beetje. En dat is jou verdriet wat je naar je zoekt. Ja. Oké, maar toen jy naderhand achtergekom, dit bring nie die geluk wat jy gesoek het nie, né? Nee, dat heeft mij meer schade gebracht als geluk. Want ik kon zien hoeveel daar ik zonder geld. Ik heb niet eens altijd rookgeld gehad om twak te roken wanneer zien. Ja. En aan jou gezondheid, wat het dit aan jou gezondheid gedoen? Ik moest even voor tijd op moet werken. Want mijn benen het begonnen zwak. Ik heb 2 keer binnen die werk als strookcel gekregen. Van die drank nou? Van die drank. Want als gevolg van die drank, ik kan niet recht eten, ik kan niet recht slapen. Ja, dat is wat drank doen. Zodat het jou geld opgevreed, het jou gezondheid weggevat, het jou kinders laat zwaar kry, jou vrou laat zwaar kry. Maar hoe het jy toe nou, hoe het jy tot inkeer gekom, hoe het jy vrygekom van die ding? Op speciale geleentheid, daar op Misgend. Jee, daar waar die Here water en wijn veranderd. Nou wie daar diens gehou? Koedie het daar diens gehou. Die aand op Misgend daar. So diens soos hierdie nou? Is hetzelfde geval soos die. En ek prys die Here, want daardeur
het ek verlossing gekry en daardeur kan ek vandag staan as 'n ware getuie van Jesus Christus. Nou watter wonderwerk het jy daar gesien wat jou oortuig het God lewe en God kan jou help? Dit wat ek nie kon gedoen het nie, om ontslae te raak van die drank Ja. en die rook en die buttons en my gesondheid wat baie belangrik is. Ek het in daardie tyd het ek 3 pye gekry. En dit het nie eens gehelp nie. Vandag kry ek net 1 py en dit is meer as genoeg. En jy lewe beter. En ek lewe baie beter en ek is gesond. Nou wat het jy daar misgend op hy oop veld gedrink daar? Wat jou gehelp het? Die wyn van God, die water wat God aan wyn verander het. Ja. Gewone water. Gewone water. Ek het dan zelf dit gezien en toen denk ik, nee maar die gebed en die geloof het my die ware oortuiging gegee en dit het my verlos. So jy wil vir my sê, gewone water het in wyn verander? Jesus het dit in wyn laat verander. En toe jy van daai nuwe wyn drink, wat gebeur met jou? Toe het my hele lyf sommer verander. O, toe is jy vry van die drank Toe en is van ek die vry rook van die drank en ek is vry van die sonde. Ek voel vry. Ek is vry. Want ek voel vry. Toe jy die lewende water gedrink wat in wyn verander. Hy lewende water het my wat dood gewees het lewendig gemaak. Ja. Okay, en hoe is jou lewe nou? Vandag lewe nou? Hoe kan die Here net loof en prys? Vandag kan ek met 'n reg op kop loop. Ek kan moet na uitbors loop. Ek hoef my nie meer te skaam nie. Ek is Maria Armse. Julle ken my. Ek het 'n hoofpyn 2 weke gehad. Ek het vir Koedie gesê, hy moet vir my bid want ek kan nie, my kop kan nie gesond raak nie. Nee, ek voel nou baie gesond vanoggend. Ja. Ek het net geglo die Here sal my gesond maak. Nou toe jy daar nou die volgende oggend toe is hy kop seer weg. Toe die kop seer weg, Koedie. Daai een wat 2 weke daar was. Ja, Koedie. En hy's weg nou nog. Hy is nou nog weg, Koedie. Jo, kom klap vir Jesus hande vir daai wonderwerk. Halleluja. Wanneer ons God se woord vat. Nou mense, God se woord kry ons in hierdie boek wat genoem word die Bybel. So, as jy die waarheid in hierdie Bybel lees of hierdie waarheid uit die Bybel uitkry en God se gees is daar teenwoordig, dan bring dit vir jou 'n wonderwerk in jou lewe. Mense, dit is soos petrol en 'n vuurhoutjie. Die woord van God is soos die petrol. Die gees van God is die vuurhoutjie. As jy daai 2 bymekaar sit, dan brand hy, dan ontplof hy. En wat daar uit vir jou voorkom, is 'n wonderwerk vir jou lewe. So, mense, die beste ding wat jy kan doen op hierdie Saterdagmiddag of hierdie naweek, is om hier te kom sit en luister na die waarheid uit God se woord uit. Na jou begrafnis, wanneer jy jou kop neerlê en ons sit jou liggaam in die grond, dan kan jy die lekker Christus lewe kry, daar aan die kant. En nou kry jy jou hele lewe lank swaar, en jy sien uit na jou eie begrafnis, veral as dit bitter swaar gaan. Dis hoekom party mense selfmoord pleeg, want hy soek die beloning van God, die land Kanaan. Terwyl die goeie nuus van Paulus is, God het die Christus in my bekend gemaak, dat ek het kan sien. En toe stuur hy my uit om die Christus in jou bekend te maak, dat jy dit ook kan sien. Dat jy die goeie lewe hierdie kant van die graf kan ontvang. Nie aan die kant die graf nie. Hier en nou. Jy soek nou verlossing van jou armoede. Jy soek nou verlossing van jou siekte. Nie aan die kant die graf nie. Hy Antie loop na my toe, dat hierdie woorde van God die waarheid word. Kom na my toe. Daai Antie. Ja, kom na my toe. Jy soek nou verlossing van die slawejuk. Jy soek nou verlossing van die slawe. Nie aan die kant jou graf nie. Dit help nie sy wag vir haar begrafnis om aan die ander kant op te staan en haar siektes is weg nie. Die belofte van God is, die Christus Gees is nou binne in jou. En as jy hom kan herken in die binnekant, dan kan hy Christus Gees kan jou gesond maak van jou siekte. Staan goeie by my. Kyk vir my, draai na my toe. Wat is jou naam, man? Petronella Bart. Jy bly in Nol, né?
En in hierdie Christusgees is daar geen, sit jou hand op myne, is daar geen siekte nie. Daar's geen hartseer nie. Daar's geen pyn in die beloofde Christus lewe nie. As jy net jou lewe op die ware evangelie van Paulus kan bou. So ek roep die Christus binne en na. Ek roep jou uit, dat hy Christus nou op, wel en na, en genesing bring in hierdie liggaam, in die naam van Jesus Christus. Daai bene sal reg loop, daai maag sal reg werk, selfs hy ou oë sal beter sien, in Jesus naam. Petronella, jy het lekker geslaap. Lekker voel ek nou. Hoe voel jy? Ek voel lekker. Baie lekker. Hierdie heup en been is nie meer daar nie. Sê weer. Hierdie heup en been is nie meer daar nie. Hulle is die pyn nie meer daar nie, ongemak. No goed, hulle is as niks. Maak hom bietjie, beweeg hom bietjie. Nee, kyk hier so. Ek gaan nou op my bicycle klim as ek by die huis kom, want ek wil na my kind toe ry. Sy gaan nou die bicycle klim. Kom loop bietjie saam met my, hierdie is te wonderlik, man. Ja, trap mooi daar, nee. Trap hom bietjie. Jy sê jy wil bicycle ry? Ek gaan nou my... Ja, Jesus. Ek gaan nou op my bike klim en ek gaan na my kind toe nou. Nou, nie wanneer hy nou. Ok, draai om, mama. Nou kom en wacht, as jy nou op bicycle ry, nee, wys vir hierdie mense, hoe voel jy? Kom ek hier hardloop tot daar by die vrou. Ja, kom. Klap vir Jesus hande. Kom ons klap vir Pieter, dat die Petronella hande. Jo, kyk gou vir my Petronella. Ons is so bly vir jou wonderwerk, hoor. Ons is so bly vir jou wonderwerk. Swaar het ek hier uitgekom, toe sy heup in die kop, ek sê vir die kind loop, maar ek gaan na bo kom. En kyk nou, ek gaan nou ek gaan nou op my bike klim, nou eerlik waar. Kom slap nog weer vir Jesus hande vir. Die mense, ons sien wonderwerke voor ons oë. Halleluja. Auntie Petronella wil bike ry. Loop weer bietjie so toe en terug, dan voel jy wat maak hy been. Loop tot daar so by die emmer, dan kom jy terug. Jo, kyk aan mense, jy kan sien sy loop skoon anders. Ja, halleluja, dankie Jesus. Dankie my liewe Vader, dankie Here. Dankie. Is jy bly? Ek is bly. Daai been. Hoe lank het jy om aan hom gelei? Ek was al 2 maal in die hospitaal. Met die been? Die been. Die dokter sê vir my, ek sal my teken laat maar om sny toe sê ek, nou wys. Mense, kom slap net nog een keer vir Jesus hande vir die wonderwerk. Maak hom loop goed nou. Ek trek aan. Nou kan net reg op. Vader, is hierdie boodskap wat ek verkondig het, Paulus se evangelie die waarheid is, dan roep ek nou die Christus binne in hy liggaam, om op te staan met die seëninge van God, met die lewe van hy eerste Christus mens, met gesondheid, met sukses, met voorspoed, in Jesus naam. Power in your glory. Hoekom loop jy nog met die krikke? Vat 'n kans sonder hulle. Ek sal saam jou loop. Gooi hulle neer. Dan vat ek jou aan die hand. Dan stap ek in jy soen toe, kom. Dankie Jesus. Jo, mense kan julle sien dat sy beter loop. Daai krikke is net 'n gewoonte. Jy sien sy's vas in die gewoonte. Draai so om, dan gaan ons terug. Jo. Okay, sê gou. Daai tyd toe jy omgeval het daar en daar gelê het, wat het met jou gebeur? Wat het jy ervaar? 'n gevoel in my opgekom. Hoe voel jy Bly gevoel.
bly gevoel. Ja, Koerie. En siek mense kan nie bly voel nie. Hulle voel neerslagtig. Was dit lekker? Dit was lekker, Koerie. Maar okay, sê net eers vir my, wat het mekeer? Hoekom was jou bene so? Ek het verlede donderdag toe aan ons op pad na die skool se die kinders se goed toe. Toe kom ons onderkant die plaas, toe sê ek vir my kerel, ek kan nie nog meer verder loop en my bene begin aan nou slaap. So dit het so skielik gebeur? Ja. En toe ons na die Blouhuis toe gaan, toe sê ek vir my, nou kan ek nie meer loop. Toe begin my been lam raak. Hy pak toe werkie aan my heup in. En ek sê vir my, ek gaan nou maar omdraai. En in die laaste week, jy swaar gekry met die been? Ja, ek kan nie eindelijk geloop het, as ek werk in die huis, dan moet ek net 'n stukkie staan, dan moet ek weer gaan sit. Aan my been wil ek moet lang op hom staan. Ek weet nog wie ek vertrou, ek is verseker van sy klag. Hy is my standaard.